nou praat van Ooskaap stories. Die Albany kroeg is nogal 'n welbekende plek hier in die Albany area. En uh, soos die Engelsman sal sê, it is famous but it can also be infamous place. Daar's baie stories wat daar uitkom, maar daar's ook baie strompelende mense wat daar uitkom. Nou daar's een ou oom wat geboer het hierso by die Golden Mile. Kan jy 'n bietjie vertel van die ou boer wat nou ook hy was nogal 'n sterk klant van die kroeg. Ja. Ja, kyk, is eintlik die Albany Club eintlik in Gramstad. Was 'n gewilde plek en die meeste professionele mense en die meeste boere het aan die klub behoort. Jy het eintlik baie goeie daar was 'n muurbalbaan ook gewees en so. Daar is 'n muurbal nog steeds. En ek het voorheen gepraat van die Albany Rugby Club. Hulle was nou op 'n ander plek gestasioneer, maar dit was als deel van dieselfde eenheid. En nou wat gebeur is, die boere hier by ons, nie net die boere nie, maar die boere ook, hulle stuur hulle kinders na privaat skole toe. Wel, daar's 2 privaat skole, dis Kingswood en St Andrews. St Andrews is net seuns en dan DSG is net meisies, dis privaat skool, en dan Kingswood is 'n gemengde skool. Ja. Maar dis 'n privaat skool. En dit is met koshuise, koshuise. So baie boere, hulle sal nie miskien selfs nie eers 'n binne toilet hê nie, maar hulle sal hulle kinders na 'n privaat skool toe stuur. Dit is so belangrik opvoeding vir die mense van die Oos-Kaap is. Dit is hulle sal enigiets doen om hulle kinders 'n goeie opvoeding te gee. En die tradisie is dat gewoonlik was hy daar gewees en dan moet sy kinders ook daarna toe gaan. En dis in baie gevalle duurder om jou kind daar te hê. Dis amper 'n verligting as die kind universiteit toe gaan, want dis goedkoper om universiteit toe te gaan as om na die privaat skool toe te gaan. So wat nou gebeur is, hierdie ou oom, hy het nou by sy kinders op die plaas, dit was sy plaas, sy kinders, die seun boer nou, hy's nou so half, Antie is dood, hy's nou bly nou maar daar op die plaas en hy help nou waar hy kan, onder andere om die kinders elke maandagoggend skool toe te vat. Maandagoggend gaan hy dan met sy Datsun 1200 bakkietjie, dan het hy die 2 kindertjies voorin, dan vat hy hulle Kingswood toe, en dan as hy nou afgelaai het, dan gaan hy Albany Club toe. Dan ontmoet hy nou ou vriende daar wat nou min of meer dieselfde proses as hy volg, wat weer van 'n ander plaas af kom, of wie ook al. En dan kuier hulle daar. En dan kuier hulle daar tot amper donker, dan gaan hy nou weer terug, dan sukkel hy maar weer terug plaas toe. En so gebeur dit eendag, dat die oom, vertel die polisie my, die oom ry daar, nou net om te verduidelik, as jy by Gramstad uitkom, en jy ry hier na ons kant toe, dan draai jy nou, gaan jy 'n lang afdraande, skerperige afdraande af, Houwersonspoort is die plek se naam, gaan jy af, so 'n breë pad, maar jy gaan nou daar af, en dan draai jy, as jy in die onderkant van die poort kom, jy gaan deur die dip, en dan draai jy links, soos jy nou Alexandrië en Kenton-on-Sea en Boesmansrivier Mond toe ry. So, toe hy nou so halfpad af is, ry hy die maandagmiddag teen omtrent 20 km/h. Sukkel hy nou daar af, want hy is nou behoorlik het hy verfris daarso en hy voel net hy's nie haastig om by die huis te kom nie. En nou gaan hy 20 partykeer nog stadiger teen die Houwersonspoort af. Die polisiebakkie kom van agter af, hulle sien die kar wat so stadig in die geel lyn ry. En polisieman stop voor hom, hy dog as fout, as moeilikheid, wat natuurlik waar is, daar is fout. Maar stop die oom, en oom draai die ruit af van die ou, dat zijn bakkietjie, ja boet, oom, wat is fout? Hoekom ry oom so stadig? Oom kyk die polisieman so, hy sê, man, luister dat ek jou 'n ding vertel. As jy so gesyp soos ek was, sou jy nie eens 'n kar bestuur het nie.
So, hoe vra jy my nou hoekom ry ek so stadig? Polisman besluit toe hulle besluit sê oom, nee maar oom, waar bly oom? Nee, ek sien buite op die plaas. Polisman sê vir die ander polisman, vat jy die van? Dan ry jy agter my aan dat ek die oom vat, want die oom is duidelik. Hy gaan nie teen die spoed vanaand op die plaas kom nie. So vat hy die oom, maar hy besef nie. Dis omtrent 60 km wat hy moet ry om die oom op die plaas te kry. En net as hy by 'n plek kom en sê, "Maar is dit nou hier?" dan sê die oom nog so eentjie aan.